Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. As daar een ding is wat ek oor die jare geleer het, is dat dit 'n oop hand kan gee en ontvang. Met so Corneille, dis enige toe aan dink hy spaar, maar is eintlik andersom. Vandag gesels ons onder meer oor ruimhartigheid. Wat doen elkeen van ons om 'n verskil te maak? Kom ons maak so. Hallo julle, dis lekker om saam te kuier. Welkom by Nisboere. In hierdie episode van Nisboere. Ons kop af met 'n inspirerende storie wat homself dagliks in die Dwarsriviervallei dig by Stellenbosch afspeel. Aitsa is die inisiatief van vroue wat saamgestaan het om 'n veilige en heilsame omgewing vir weerlose kinders te skep. Daarna vertrek ons na Calvinia en Williston in die Noord-Kaap en lê besoek af by Suid-Afrika se eerste kommersiële saffraanprodusent. Hier is Corneille en Skalk. Hallo julle en baie welkom by hierdie aflewering van Nisboere. Ons gas vandag is Skalk van der Merwe van Adama. Baie welkom Skalk. Dankie Corneille, is baie lekker om hier by julle te wees. Skalk, jy is die bemarking en tegnies bestuurder van Adama, ook bekend as Adama. Vertel ons 'n bietjie meer van wat jy doen en van julle maatskappy. Yes, Adama is 'n multinasjonale vervaardiger van landbouchemiese middels, so onkruiddoders, insekdoders, swamdoders. Ek is die nasionale bemarking en tegniese bestuurder en basies het ek en my span landboukundiges, jy weet, ons is in die veld elke dag besig om LIC en so aan te help en boere en ja, dit is maar wat ons doen. Skalk, as jou span is daar van die Kaap, as ek reg het. Ja, ek bly in die Kaap in Stellenbosch. Ja, okay. Nee goed, wat gepraat van Stellenbosch, ons gaan afskoop met ons eerste bydrae hoe van daar van die Stellenbosch omgewing is oor 'n saak wat my baie na in die hart lê. Ons stel julle bekend aan Aitsa, 'n nasorgsentrum in die Dwarsriviervallei. Dis 'n storie van omgee mense. Nisboere het gaan kuier. Ek kom van 'n agtergrond van met kinders werk in minderbevoorregte omgewings in Johannesburg en toe ons Stellenbosch te trek. Ek betrokke geraak hier by die skool in Kaalmoor en ja, maar net tyd spandeer en eintlik dieselfde behoeftes gesien. Meestal kinders wat verveeld is, ongestimuleerd en op 'n manier behoeftig, eier fisies of emosioneel in die middel. En dan kan dit lei tot 'n klomp goeders wat nie goed is vir hulle nie. Hulle is baie gaatjies vul op ander maniere. So ek het in daai agtergrond gekom en toe ons nou hierso naby Kaalmoor kom bly, ek betrokke geraak, dieselfde gesien en eintlik toe nou maar besluit, kom ons kyk of ons op 'n maklike manier kan betrokke raak in die gemeenskap en die kinders veilig hou, gestimuleerd hou en hulle volle potensiaal ontwikkel. So dit was die hart van die begin van Aitsa. Die woord Aitsa is 'n Khoisan woord, so dit is lekker deel van die heritage van baie van die mense wat hier bly en dis 'n positiewe affirmation om te sê wow, cool. En is obviously nou in die Afrikaanse taal, so dit is so in daai opsig baie beteken en toe het dit in 'n akroniem verander by die 5 pilare waarop ons staan. Wat nou A is vir aanbidding, God kom eerste, I is integriteit, ons doen ons bes, T is toewyding, ons werk hard, S is spanwerk, ons werk saam en A is allerbeste, ons doen ons beste. Ja, so by Aitsa is dit vir ons belangrik om 'n veilige, stimulerende en liefdevolle omgewing te skep vir die leerders na ons skool. Ons begin met 'n warm bord kos en dan daarna 'n bietjie huiswerkondersteuning en akademie, maar die middag is vol van sport, kuns, Bybelstudie, lewensvaardigheidsprogramme. Daar is regtig iets vir elke kind om te doen, of dit nou is om met iemand te gesels, dit is om te speel, sport te doen. Dit is regtig 'n plek waar kinders kan groei, nie net in hulle koppe nie, maar in gees, in hulle lywe en in hulle harte. Vir ons by Aitsa is dit baie belangrik om saam met ons ouers te werk. Ons glo regtig ons kinders floreer as ons saam met ouers 'n pad stap. Ons doen dit deur 8 verpligte ouersessies deur die loop van die jaar. Dit sluit in oueraande, ouer en kind bonding sessies en die hart hiervan is regtig om ons ouers te bemagtig met praktiese tools en ook te bemoedig hoe hulle gesonde, sterk gesinne kan bou.
ons is heidaglik 'n voltydse span van 17 personeellede. Ons het so plus minus 50 vrywilligers wat elke week in en uitkom en so 15 diensverskaffers wat ons in staat stel om so 'n breë spektrum van programme vir ons leerders te kan aanbied. By Aitsa glo ons daarin om ons kinders so vroeg as wat ons kan te vat, so op die ouderdom van 5 en ons stap die pad saam met hulle totdat hulle skool verlaat hier om en by 18 jaar oud. Vir ons is dit nie net 'n program nie, dis eintlik 'n verhouding wat ontwikkel. Dis ongelooflik om te sien hoe ons programme kan aanbied vir ons kinders en vir hulle kan gee wat hulle nodig het, soos wat hulle groei, soos wat hulle groot word en regtig dan op die einde te sien die groei en die ontwikkeling wat plaasvind. Yeah, so what I'm doing is actually part of a skills development here at Aitsa, and I'm just the agricultural skills teacher. So we started at the beginning of the year, and we basically want to upskill the youth here with skills in agriculture. So everything from food production, learning about soil health, companion planting, and actually how these youth can then go into their own communities and grow some of their own food in their backyards, perhaps again with their grandmothers or their parents. So I hope that in 5 years' time, there will be a thriving garden here, perhaps even a food forest with fruit trees and nut trees, where more and more of the produce that's being used in the kitchen will be able to be grown here on the premises by the students themselves. Ja, so Aitsa kan nie voortgaan en bestaan sonder almal wat hande vat nie. Baie individue, grondeienaars, baie mense, inwoners van Kalmar is betrokke en dan ook maatskappye, so ek genoem met plaasboere. Spesifiek ook ons jeugperseel is spesifiek op die Enthoven familie se plaas wat dit vir ons geskenk het hierdie gedeelte. En dan baie NGOs, companies is ook betrokke. Onder andere van ons langste vennote is Everyone Can, wat gestig is deur Ben Stroot en Attie Bosman. Ja, reeds in 2003 het hulle betrokke geraak in Kalmar. En hulle is al plus minus 12 jaar by Aitsa betrokke. Ook verskeie finansiële bydraes. Meestal vir kos, die hulp met die bou van hierdie sentrum, as ook 'n biblioteek. So hulle is al ook 'n vennootskap oor 'n lang tyd, maar so het ons heelwat mense wat hande vat en elke bietjie help, elke individu se bydrae of se tyd maak 'n verskil vir ons. So ek dink obviously gaan ons aan met die visie van laerskool, want een van ons visies is ons moet lank met hulle stap. So hulle kom reeds in met daai fondasies van die laerskool Aitsa af. Versterking hulle geloofslewe, verhoudinge, akademie, maar dan het ons 'n baie meer spesifieke visie na loopbaangerigtheid, wat hulle noem employability. Elke kind moet hoop hê vir 'n toekoms, so ons het baie spesifiek hulle in 'n loopbaanrigting in 'n loopbaanpaadjie wat ons vir elkeen uitwerk. En dan het ons lekker vaardigheidssentrum begin, waar ons spesifiek kinders wil hoop gee vir baie ander opsies wat hulle miskien al gewoond is. Ons het regtig mense van die gemeenskap gebruik wat reeds experts is in hulle veld. Ons het chef, kappery, beautician, agriculture, ons het handyman, sakeman. So ons het regtig vir hulle blootstel aan praktiese skills, maar ook het hulle miskien hulle eie sakgeldjie kan verdien deur goedjies te bak, deur hare te doen. Ultimately, om te bly in skool, is ook een van ons doelwitte. Hulle moet so lank as moontlik bly in skool. En dan van daar af wil ons seker maak al ons kinders is either tersiêr betrokke met studies of kan met 'n vaardigheid in 'n werk instap. So dit sal ek sê is ons grootste doelwit hier.
Kalk, jy sê wat 'n pragtige en inspirerende storie. Mens kort eintlik meer sulke mense. Absoluut, jy weet, en dit is vir my wonderlik om te weet dat daar so iets in my eie dorp is waar ek bly, jy weet, my kinders is ook net op skool of amper op skool en ek weet hoe belangrik dit is vir kinders om goeie stimulasie en alles te kry, jy weet, op daai stadium in hulle lewe. So dit is regtig wonderlik. Dat jy trots voel. Ja. Maar ons wys nie hierdie stories net om vir die kykers te laat lekker voel. Die idee is eintlik om te sê, maar hy staan op met sy stoel en kom ons doen meer sulke projekte en inisiatiewe reg oor die land, want dan gaan ons reg ons land vorentoe vat. Ja, nee, ek stem heeltemal saam, jy weet, daar is baie sulke inisiatiewe oor die land, maar daar's altyd 'n behoefte vir nog so. Ons gaan gou winkels toe, dan besoek ons nog 'n kookwater nisboer. Net hierna, ons kyk na saffraanproduksie in die Noord-Kaap. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Nou vertrek ons na die Noord-Kaap. Ons lê besoek af by Suid-Afrika se eerste kommersiële saffraanprodusent, Safrican. Hulle innoverende strategie nooi ander produsente uit om saam te span. Geniet die bydrae. Ek het jare terug in 'n TV-bedryf gewerk en ek wou nog my hele lewe lank boer en ek moes toe besluit om iets te kry wat ek nie onder in die ry inklim nie, maar waar ek die ry is. So baie navorsing gevat, jare se navorsing om te besluit wat ek gaan doen en op 'n einde op saffraan afgekom en dit begin toets. En ek het toe nou besluit om die mark te betree of die besigheid te betree, nie net om saffraan te groei nie, maar om dit te vestig as 'n kommoditeit in Suid-Afrika. Op hierdie stadium is Safrican, ek glo, die eerste en die grootste verbouer van saffraan. Ons staan hier op hierdie stadium op 7 hektaar saffraan wat ons verbou. En 7 hektaar saffraan is 'n groot besigheid. Saffraan is baie interessante gewas. Dis 'n wintergewas. So die bolle begin uitloop hier in herfs. En waar ons tradisioneel in Suid-Afrika gewoond is dat jy 'n hele seisoen het voor jy jou vrug kry basies, is saffraan heeltemal andersom. 40 dae na jy geplant het, kom die blomme. So die blomme kom heel eerste, jou oes kom heel eerste. En dan die res van die seisoen is vegetatiewe groei. Bolontwikkeling onder die grond. Saffraan is aseksueel, wat beteken hy vermeerder self onder die grond. Hy het die bestuiving nodig om voort te plant. Wat die blomme betref, sodra die blomme uitkom, moet jy hulle onmiddellik pluk, want die blomme hou net 24 uur. Dan word die blomme gevat na 'n skoon area toe en daar sit dan dames wat die blomme uitmekaar uithaal, die stigmas uithaal uit die blomme uit en dan word hulle gedroog. Wat ek wel ook nog kan sê is dat in September, as die bolle deur hulle groeiseisoen is, dan gaan hulle in dormansie in, die blare verdor en in daai tyd hoef jy hulle nie water te gee nie. Hulle slaap onder die grond tot dit nou weer Maart, April maand is, tot die herfs weer begin, die temperature begin val, dan is dit weer groeityd, dan begin hulle weer uitloop. Ons tuinierspakket is meer geskik vir as jy saffraan vir jou eie saffraan by die huis wil kweek, as jy dit net vir jouself wil gebruik. Die groeipakkette of die toetspakkette, ook bekend as ons trial pack, dis meer geskik vir ouens wat daarin belang sou stel om kommersieel te plant. Maar wat ons altyd vir, as jy ooit ons gekontak het, 10-1 sou jy gehoor het dat ons aanraai, voordat jy kommersieel plant, enigiets meer as 1/4 hektaar, stel ons altyd voor, begin met 'n toetspakket. Dit is definitief 'n ander tipe gewas as waaraan mens gewoond is. So daar is nog 'n paar persepsies en kopskuive wat 'n ou eers moet maak en regtig waar die plant verstaan voordat jy dit op 'n groot skaal doen. Met die toetspakket spesifiek, wat dit insluit is dit sluit genoeg bolle in vir 20 vierkante meter.
Ons sluit in al die plantvoeding wat jy sal benodig, al die bemesting. Daar's blaaranalise en grondanalise wat ook ingesluit is, sodat as daar enige korreksies is wat jy moet maak met jou grond, dat jy dit dadelik kan doen. En saam met dit het ons ook ons growers manual, wat 'n stap-vir-stap proses is wat jou deur die hele proses van plant tot oes, tot dormansie, tot verwerking, die hele proses mooi verduidelik en als. En dan natuurlik is dit ook, kry jy ook bystand van ons in ons span af, dat as daar enige vrae is, kan jy ons kontak, en ja, ons help jou van daar af. Ek dink die advies vir enigiemand wat graag ook sy vrae wil verbou, ek dink die heel belangrikste eerste ding is om jou huiswerk te doen. Dit is 'n gewas wat baie tyd van jou gaan vat. Dit is 'n gewas wat baie aandag van jou gaan vat. En dan ek dink bereid wees om te kan van persepsie skuif van wat die boerdery verg daarvan. Net hierna, ons gesels met Skalk van der Merwe van Adama. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Skalk, jy het twee baie innoverende, inspirerende stories en iets wat ek al in hierdie hordes nisboere en sessies gesien het, is dit is mense met 'n oop hand, mense wat vergewe is met hulle energie en tyd en planne, is ook mense wat toevallig suksesvol is, maar ja, wat is jou take op dit? Ja, nee, ek stem heeltemal saam, jy weet, ek dink mense kan val in die landbou, mense is nie 'n eiland nie. Deur die hele bedryf gaan dit oor verhoudings en ek dink waar so 'n ooreenkoms vir albei partye voordelig is, soos in die geval van Safricon, dink ek is wonderlik. Ek dink jy weet ons almal moet soek na meer sulke geleenthede. Ja, ek dink dit is vervullend. Dit is vir my, ek bedoel wat jy het jy suksesvol net niks om mee te deel nie. So ek dink soos mense ouer raak kom jy agter, dit is regtig lekkerder as om te gee en te neem. Ek dink jy programmeer jou brein. Daar's al van die Bybelse beginsels van die tannie wat daar een muntstuk ingegooi het. As jy die hele tyd teoreties iets het om vir iemand te gee, dan skep jy die indruk vir jouself amper dat daar's genoeg, daar's voldoende en dit gee vir die moed om aan te beweeg en planne te maak. En Suid-Afrika wragties, ons is 'n land van planne maak. Ons het almal 'n hordes goeie idees en planne hier gemaak en altyd is dit met die groter behoefte daar buite in gedagte. Ons kan 'n bietjie terug na julle besigheid, 'n deel van die Syngenta groter groep. Vertel my 'n bietjie, julle, hoe lank is julle aan die gang en hoe sien julle die toekoms van Suid-Afrika? Ja, nee, die maatskappy het al baie jare terug begin in 1948 om presies te wees. Dis my pa se geboortejaar. Ja, okay, so ek weet hoe oud julle. Ja, en Adama is 'n Israeliese maatskappy, maar ons is deel van die Syngenta groep, soos jy genoem het, wat uit 4 maatskappye bestaan. En ons spesialiseer in landbouchemiese middels, die vervaardiging daarvan. So ons verkoop insekdoders, swamdoders, onkruiddoders. Jy weet in Suid-Afrika verkoop ons dit aan die verspreiders, jy weet soos julle. En ja, dit is maar basies wat ons doen. Wat sal jy sê is die groter geleenthede met tegnologie en finansieringsterme? Waar sien jy planne wat ons kan maak om ons mark verder te groei? Ek dink in die Adama konteks, jy weet, een van ons sterk voordele is ons formulasie-tegnologie. So ons fokus op aktiewes wat van patent af is, maar ons sit geweldige fokus op formulasie en ek dink, jy weet, agente en boere definitief sal beleef dat formulasie 'n groot verskil maak in hoe groot 'n produk werk. So ons vat produkte van patent af, maar met baie goeie formulasies. Net seker maak jy reg verstaan wat heilig gefeit daai mooi. Ja, net dood reg. Kyk, navorsingsgebaseerde maatskappye bring nuwe aktiewe bestanddele mark toe. Dis dieselfde konsep in die farmaseutiese bedryf. En dan op 'n punt gaan daai aktiewe bestanddele van patent af en ander maatskappye kan dit dan ook vervaardig en dit is waar ons inkom. So ons fokus net op aktiewes wat van patent af gegaan het reeds, maar ons fokus geweldig baie op die kwaliteit van ons formulasies. So al is die aktief van patent af, die produk wat jy koop in die kan, se formulasie is topgehalte. Dit is net so goed soos enige ander produk wat beskikbaar is op die mark. En dit is ook waar ons onsself diferensieer in die mark, jy weet. So is baie goeie waarde vir boere want die aktiewes is van patent af, so dit is al 'n bietjie goedkoper, maar die formulasie is topkwaliteit. Dankie, nee, is goed om te hoor. Ek weet daar's baie keer wanpersepsies oor kwaliteit en dit is nie so nie. Dit is maar net die timing van die produk van wanneer jy mag betrokke raak. Ja, jy het vroeër daarna verwys verhoudings en ek weet julle het 'n lekker span mense daar in die veld wat baie goed oor die weg kom met selfs met die Laveld agente, maar dit is tog ook deesdae belangrik. Jy wil tog nie laat 'n webblad of AI jou vervang nie. Dit is daai persoonlike verhouding en ook om 'n eerstandse gevoel te hê van wat gaan regtig daaraan. Hoe kan die planne in die kantoor sit te maak en daar buitekant is dit droog of alles spoel weg wat hierdie jaar gebeur het nie. So
daai bietjie nader aan die kliënt is ook belangrik. Absoluut, jy weet, en dit is absoluut ons benadering en myself en die span tegniese mense in die veld soos ons genoem het. Dis ons benadering. Ons begin by boere en wat hulle probleme is en dan werk ons terug na ons maatskappy toe en wat se oplossings ons kan bied. Ja. Want dit help nie, jy weet, jy werk in die teorie nie, maar jy het nie 'n idee wat op plaasvlak aangaan nie en dit is op die einde van die dag wat boere soek, jy weet, hulle soek goeie inligting en hulle soek oplossings vir hulle probleme en dis wat ons probeer voorsien elke dag. Hoe lyk die pipeline van nuwe produkte wat op pad is van julle kant af? Ja, nee, Adama se pipeline lyk baie goed. Ons het laas jaar en die jaar voor het 'n paar produkte in die mark gesit en ook 'n paar label extensions gekry op huidige produkte wat baie goed was en dan vir jaar gaan ons ook 'n produk of 2 nuwe produkte in die mark sit. So ja, die pipeline lyk baie goed, maar op die oomblik vat dit ongelukkig 'n bietjie langer as wat dit moet om deur te kom. So ons sit en wag op 'n hete kole. Dis dit goed om te weet daar's iets op pad. Absoluut. As kyk jy om dit half saam te vat oor terug na nisboere. Ek weet of julle natuurlik is almal teiken die groot kommersiële boere en hier praat ons oor nis en klein geleenthede en innoverende maniere, maar is julle van julle kant af en met julle wêreldwye inligting wat julle kry van julle moedermaatskappye, is julle positief na Suid-Afrika en landbou in die algemeen? Definitief, jy weet, ek dink Suid-Afrika se landbou is so sterk en maak nie saak wat se uitdagings jy weet, daar kom in die bedryf en die bedryf vind 'n manier om dit te oorkom en voort te gaan. So, jy weet, Suid-Afrika is 'n belangrike mark vir ons maatskappy. En ons beplan om nog baie lank hier te wees. Skak Jan, julle is op baie groot internasionale maatskappye. Jy het nou verwys na die 48 in Israel en ons weet Syngenta is 'n wortels daar in Switserland, maar ons praat nou vandag oor klein boere en nisboere. Want klein nie altyd net fisies klein nie, maar op 'n ander manier van dinge doen. Maar sien julle geleentheid ook vir julle produkte en julle maatskappye vir nisboere? Ja, nee, ons doen definitief, jy weet, ons kyk ook bietjie in die toekoms in en baie groot gewasse vandag was op 'n tyd 'n klein gewas, jy weet, dink byvoorbeeld aan bloubessies. Macadamias het ons baie vroeg betrokke geraak en dit het mettertyd gegroei na 'n groot gewas, maar dit was nie aan die begin nie. En ons is altyd gewillig en beskikbaar om nisboere of nisgewasse, jy weet, om betrokke te wees en te help. Skakie, is verskriklik dankie en ek hoop ons sien mekaar weer. Julle was al baie hier gewees, maar is altyd lekker met jou te kuier. Baie dankie Corneille, dit was baie lekker geweest. Oudergewoonte, dankie ook aan ons spesiale gaste, julle die kykers. Mooi loop en onthou asseblief om ons nisboere te ondersteun. En baie dankie aan ons borgers wie se logos hier op die skerm verskyn, maar spesiale dank juis aan Adama Skaak, julle wat hulle bydra maak dit moontlik om hierdie tipe programme aan te bied en ook 'n manier is wat ons terugvloeg in ons land. En onthou asseblief ook om al julle idees vir nog nisboere te stuur na die e-posadres wat onder hierdie skerm verskyn. Ons kyk na elkeen van hulle. Tot volgende week, mooi loop. Hier sal jy boer. Dit is jou land, dit is die plan. Wat jou hart opmaak, hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.